Hallo almal. Hallo almal. Goeiemôre almal. Ons is vanoggend hier op ons lieflike plaas en hierdie week se Torah portion gaan oor Noag. Nou Noag was baie lief vir Vader gewees, maar in daardie tyd was daar so baie slegte mense dat Vader eintlik spyt was dat hy mense gemaak het. En so het Vader toe besluit dat daar 'n sondevloed sal kom. Maar alhoewel ons baie aandag fokus op die feit dat Vader die sondevloed laat kom het sodat hierdie sondige natuur van die mense eintlik weggewas of weggespoel kan word, kan ons eintlik baie nadink oor die feit dat Vader vir Noag en sy familie beskerm het, nê? Nou kan een van julle twee vir my sê, hoeveel kinders, hoeveel seuns het Noag gehad? So basis die sterre. Nee, dit was Abraham gewees, maar 2. Hy het bedoel 3 seuns gehad. En hulle het die ark gebou vir baie lank voordat die sondevloed of voordat die waters gekom het. En kan een van julle twee vir my sê of het dit voor die tyd al gereën op die aarde? Nee. Nee, dit het niks gereën nie. So dink julle die mense het gelag vir Noag? Ja. Ja, hulle het. En Noag het nog steeds genoeg vertroue in Vader gehad. Vader het vir hom gesê om iets te doen en hy het dit gedoen. Baie mooi. So dink julle dis belangrik om gehoorsaam te wees aan dit wat Vader vir ons sê om te doen? Ja. Ja, dit is baie belangrik. So ons moet onthou uit hierdie Torah portion dat ons moet onthou om gehoorsaam te wees aan Vader. En dan sal ons in sy beskerming wandel, net soos Noag. Noag het in die ark gegaan wat 'n beskerming was vir hom en ook vir sy gesin en familie. So sy gehoorsaamheid was nie net vir homself nie, maar dit was ook vir sy gesin en familie. En vir ons wat nou die Bybel lees, weet ons dat hy eintlik baie braaf was. Hierdie week se Torah portion gaan oor Noag en die ark. Dit is baie belangrik om hierdie storie te sien soos wat Vader wil hê ons moet dit sien. Noag was gehoorsaam deur om 'n ark te bou. Onthou dat dit nie voor die tyd gereën het nie en daarom het die mense nie vir Noag geglo nie. Maar Noag het Vader geglo en nog steeds 'n ark gebou. Daarna het 2 van elke dier gekom en in die ark ingekom. Noag was vir 'n hele jaar in die ark saam met sy familie en kort het hy 'n duif en 'n kraai uitgestuur. As hulle terug sou kom met geen takkie in hulle mond nie, het hy geweet dat daar nie groenigheid op die aarde was nie. Maar toe eendag kom die duif met 'n takkie in sy mond. Daarna het Noag geweet dat dit gou sal vat vir hulle om uit die ark uit te sou kom. Die ark het toe te staan gekom op die berg Ararat. Daarna het Vader die reënboog gegee as 'n teken om te wys dat daar nooit weer 'n vloed sou kom wat die hele aarde sou meesleer nie. Ons moet onthou dat ons gehoorsaamheid aan Vader baie belangrik is. Dit is nie net vir onsself nie, maar vir die mense rondom ons ook. Wanneer ons gehoorsaam is aan Vader se woord, laat ons lig skyn en so sien ander mense dit en hulle weet dat ons aan Vader behoort en daarom is ons lewe 'n getuienis van Yeshua. Vader sê ook in Jesaja 43 dat ons aan hom behoort en omdat ons aan hom behoort, het ons 'n verantwoordelikheid om ons getuienis met ander mense te deel, sodat hulle ook na Yeshua toe sal kom. Yeshua sê self in Matteus dat in die eindtyd dit sal wees soos in die dae van Noag, waar mense sal lief wees vir hulle self en nog steeds sal aanhou om slegte goed te doen. Maar ons wat in Jahwe glo en in Yeshua moet aanhou om goed te doen en nie moeg raak om goed te doen nie, want dit is wat Vader van ons verwag.